So ek het gesê ons gaan elke Sondag so begin met 'n vraag en dan eindig met 'n vraag, want ideaal antieke wêreldkerk het ons saamgesit in 'n boervertrek en almal het saam gepraat. So dit skep so bietjie spasie en ruimte vir ons as gemeente om ook saam te praat en op so 'n manier deel te hê aan dit wat hier voor gebeur en dit wat jy hoor en om te kan terugreflekteer op dit wat ons hoor. Maar om te kan reflekteer met ons eers mekaar kan sê hoe ons voel voordat daar al klare boodskap is. So vanoggend se vraag wat ek graag wil hê jy moet bespreek met die persoon langs jou is, wat beteken dit as ons sê iemand sukkel met die eie ek wat wil beheer of die eie ek wat 'n slagoffer is? Wat beteken dit vir jou as ons dit sê? Iemand sukkel met die eie ek wat wil beheer of iemand sukkel met die eie ek wat 'n slagoffer is? Praat net so 'n bietjie met die persoon langs jou. Maar toe ek het so in die begin al gesê, ons is besig met dag 41, en dag 41 is die simbool van hoop na 'n droë en 'n geïsoleerde tydperk. Die hoop is ook dat jy deur jou woestyntydperk jou oë op God gefestig kan hou. Woestyntydperke is die oomblik waarin jy bewus word van jou swakheid en dan uiteindelik die stryd om dit te kan oorkom. Woestyntydperke is daar om ons uiteindelik geestelik te versterk, om ons van God se genade en liefde afhanklik te kan maak, maar ook om geestelike groei teweeg te bring. En een van die dinge waarby ons as mens geweldig sukkel, so van die begin van die skepping af, is hierdie eie ek. Die eie ek wat baie graag meer aandag wil geniet as wat dit behoort te kry. Die eie ek wat wil regeer of self jammer kry. En uiteindelik steel beide van hierdie ons vryheid in Christus. Ons is baie dikwels nie bewus van die swakpunte binne onsself nie. Maar ek kan vir jou waarborg, as jy mens is hier op aarde, is jy onderhewig aan swakpunte. Elkeen van ons moet hierdie versoeking, 'n stem wat sê, sien my, hoor my, gee my wat ek dink ek verdien, teenstaan. God se wil eerste in steede van myne. Die eie ek is slinks. Soms sit hy op die troon en hy wil alles beheer. Ander kere lê hy in 'n gat en hy roep uit, ek is die slagoffer. Maak nie saak waar die eie ek uiteindelik sit nie, op die troon of in die gat. Die eie ek wil sentraal wees. Van heel begin af waarsku God ons teen hierdie stem. Ons sien dit daar in die begin in die tuin van Eden, as hy vir Adam en Eva sê, hulle mag nie die eie ek mag gee nie, deur die soeke na beheer nie. En uiteindelik doen hulle presies dit, hulle wou so graag kennis van goed en kwaad hê. Hulle wou soos God wees. Die versoeking was nie net ongehoorsaamheid nie, dit was beheer. In daardie oomblik verloor hulle nie net onskuld nie, hulle verloor vrede, vertroue en verhoudings word uiteindelik verbreek. Wanneer ek die eie ek beheer soek, gebruik daar altyd dieselfde patroon. Gebeur daar altyd dieselfde patroon. So wanneer die eie ek beheer soek, is dit dieselfde patroon wat in die gang is. Ek vertrou nie meer God nie. Ek moet self oorneem en uitkomste bewerkstellig. Ek moet seker maak dinge loop soos ek dink dit moet. Ons sien dieselfde patroon by koning Saul. God sê
vir die volk, ek is julle koning, julle het nie 'n koning nodig nie. Maar die volk hou aan karring aan die Here, maar ons wil iemand hê. Ons wil iemand hê wat ons kan sien, al die ander volke het konings, ons wil ook 'n koning hê. En alhoewel die instelling van koningskap teen God se wil is, gee die Here uiteindelik toe, en hy wys vir hulle koning aan. En die Here beloof dan uiteindelik om by Saul te staan, indien hy gehoorsaam bly aan die Here. Saul begin goed, maar sy eie begeerte om te beheer, neem later sy lewe oor. Sy onvermoë om te verstaan wat God wil hê, en hoe 'n koninkryk moet lyk, word baie duidelik in sy gedrag uiteindelik. Daar's 2 kritiese momente in Saul se lewe, wat vir ons sy weerstand teen die Here se gesag openbaar, en uiteindelik sy begeerte vir beheer baie duidelik maak. Saul was so saam met sy troepe in Gilgal, en daar moes hulle wag vir Samuel die profeet, om 'n brandoffer te kom doen, voordat hulle uiteindelik kon voortgaan met oorlogvoering. Die offer was 'n manier om die seën van die Here oor die stryd te bid. Omdat Samuel nie opdaag nie, het die troepe begin dros. En Saul kon uiteindelik nie langer wag nie. Hy is die koning, hy moet vir die troepe wys dat hy beheer het. En dan gryp Saul in en hy neem dinge in sy eie hande. Ons lees van hierdie verhaal daar in 1 Samuel 13 vers 8 tot 14, ek lees vir julle saam. Hy het 7 dae lank gewag vir die vasgestelde tyd waarvan Samuel gepraat het. Maar toe Samuel nie in Gilgal opdaag nie, het die manskappe van Saul afgedros. Saul sê toe, bring vir my die brandoffer en maaltydoffers, en hy het die brandoffer geoffer. En toe, net toe hy die brandoffer gebring het, daar kom Samuel aan. Saul het uitgegaan om hom te ontmoet en om hom te groet. Maar Samuel het gesê, wat het jy gedoen? Waarop Saul antwoord, omdat ek gesien het dat die manskappe van my afgedros het, dat hy self nie op die vasgestelde tyd opgedaag het nie, en dat die Filistyne by Michmas saamgetrek het ek gedink, nou gaan die Filistyne na my toe aftrek in Gilgal, terwyl ek nog nie die Here se guns gesoek het nie. Ek het toe moed bymekaar geskraap en die brandoffer geoffer. Toe sê Samuel vir Saul, jy het dwaas opgetree, jy het nie die opdrag van die Here jou God, dit wat hy jou beveel het, nagekom nie. Het jy dit maar gedoen, want dan sou die Here jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie standhou nie. Die Here het vir hom 'n man na sy hart uitgesoek, en die Here het hom as leier volmag oor sy volk gegee, omdat jy dit wat die Here jou beveel het, nie nagekom het nie. Saul kom en hy neem die priesterlike funksie in sy eie hande, 'n funksie waarvoor hy geen gesag het om uit te voer nie. Dit wys net hoe onkundig Saul is oor die Here se wil en hoe die Here se koninkryk moet werk. In steede daarvan om te gaan wag op die Here en sy tyd en sy struktuur te respekteer, neem Saul dinge in sy eie hande en hy kom en hy oefen beheer uit. Die tweede kritiese moment wat gebeur in Saul se lewe is gedurende die Amalekiet veldtog. Die Here beveel hom deur Samuel om die Amalekiete te verslaan. Hy moes alles uitroei. Die mense, sowel as die diere, daar mag niks oorbly in daardie dorp nie. En dan sien ons hoe Saul uiteindelik kies om die opdrag van die Here uit te voer. Weereens so hy deur sy eie ek beheer dit op 'n ander manier doen, en ons lees dit in 1 Samuel 15 vers 7 tot 9. Saul het die Amalekiete verslaan van Gewilla af tot by Sur, wat langs Egipte lê. Hy het Agag, die koning van die Amalekiete, lewend gevange geneem, maar die hele volk het hy deur die swaard met die banvloek getref. Saul en die manskappe het Agag gespaar, as ook die beste kleinvee en beeste, al die naasbestes, ook die ramme en alles wat goed was. Hulle wou dit nie met die banvloek tref nie, maar alles wat verwerplik en swak was, die het hulle met die banvloek getref. Toe Samuel vir Saul hier kom konfronteer, nadat hy besluit het, hy gaan nie als verslaan nie, en hy gaan die koning, sowel as 'n paar van die diere, terugneem,
kom Samuel en hy konfronteer vir Saul oor sy ongehoorsaamheid aan die Here. En dan beweer Saul, hy die diere vir 'n offer bewaar. Maar dan sien ons Samuel sê vir hom, waarom het jy dan nie die stem van die Here gehoorsaam nie? Hoekom het jy op die byt gespring en gedoen wat boos was in die oë van die Here? Saul het toegegee aan sy eie ek begeerte van beheer neem. Sy beheersoekende persoonlikheid het nagevolge op sy volgelinge uiteindelik gehad. Hy het daarna begin roekelose besluite neem wat sy mense verswak het. God se reaksie op Saul se beheer was beslissend en onomkeerbaar. Die gees van die Here het van Saul gewyk en 'n bose gees wat van die Here afkom, het hom beangs gemaak. Saul het uiteindelik so bloeddorstig, jaloers en verdedigend geraak. Hy het later probeer om Dawid se lewe te neem. Nie omdat Dawid verkeerd was nie, maar omdat Saul se eie ek bedreig gevoel het. Beheer maak 'n mens nie sterker nie. Beheer ontbloot uiteindelik hoe bang ons werklik is as mens. Beheer maak dat ons nie meer in vrede saam met God in sy seun kan lewe nie. Beheer bring uiteindelik 'n gaping tussen my en God en dit kom en steel my vrede saam met die Here. Beheer word die maalklok wat my al verder in 'n gat van negatiewe gedragspatrone intrek. Ons kan getuig vanuit ons eie lewens, hoeveel keer die eie ek wat beheer uitoefen, lei tot gebroke verhoudinge en alles wat uiteindelik uit mekaar uitval. Die ander kant van die eie ek se swakheid is die kant wat sê, ek kry altyd seer. Slagoffer mentaliteit. Moses is een van die baie voorbeelde uit die Bybel wat slagoffer mentaliteit getoon het. Ons lees in Numeri hoe Moses God konfronteer met 'n treffende beskuldiging, daar in Numeri 11 vers 10 tot 15. Moses het die volk oorkerm in hulle familiegroepe, elkeen by die ingang van sy tent. Die toren van die Here het ewig ontbrand. In die oë van Moses was dit verkeerd. Moses sê toe vir die Here, en hier kom die slagoffermentaliteit. Waarom maak jy dit moeilik vir die diensknegt? Waarom vind ek nie genade in die oë nie? Om daarom die las van hierdie volk op my te plaas, het ek dan swanger geraak met hierdie volk, of het ek aan hulle geboorte gegee, dat u vir my sê, dra hulle teen jou bors soos 'n pleegouer, 'n suigeling dra na die grond, wat u aan hulle voorouers met 'n eed beloof het. Waar moet ek vleis kry om vir hierdie volk te gee? Want hulle kerm by my en sê, gee vir ons vleis, sodat ons kan eet. Alleen kan ek nie hierdie volk dra nie, want dit is te veel eisend vir my. As u so met my wil maak, maak my dan maar dadelik dood. As ek genade in die oog gevind het, laat my dan nie my ellende aanskou nie. Moses kla by God, want hy voel hy met die las van die hele nasie alleen dra. Hy vra om eerder dood te gaan. Hierdie uitbarsting van Moses openbaar 'n man wat oorweldig is deur die gewig van sy leierskap. Iemand wie sy eie ek voel, hy is die slagoffer van alles wat met hom gebeur in sy rol as leier. Die probleem is dat Moses hierdie leiding sien as iets wat God aan hom kom staan en doen, eerder as 'n gedeelde las wat gedra word binne 'n verbondsverhouding. Hierdie word nie aan Moses gedoen nie. Moses se fokus is op sy eie leiding, eerder as op die groter opdrag wat God aan hom toevertrou het. Moses se retoriese vraag daarin vir vers 12, het ek dan swanger geraak met hierdie volk, of het ek aan hulle geboorte gegee, dat u vir my sê, dra hulle teen jou bors soos 'n pleegouer 'n suigeling dra, na die grond wat u aan hulle voorouers met 'n eed beloof het? Daardie vraag is sy manier om homself uiteindelik van die Israeliete af te skei, en vir God te sê, hy is die een wat aan hulle geboorte gegee het. Met ander woorde,
Moses voel, God moet die verantwoordelikheid neem om hier vir Israel te kom dra. Dis definitief nie hy wat dit gaan doen nie. Hierdie moment wys dan ook uiteindelik 'n skuif in die verhouding wat Moses het met God en hoe hy wil staan in verhouding met God. Ons sien uit die geskiedenisverhaal van Moses dat hy nog altyd 'n noue band tussen homself en die volk beklemtoon het. Nou, verteer deur sy slagoffermentaliteit, skei hy homself van hulle welsyn en probeer hy om verantwoordelikheid heeltemal op God af te skuif. Moses maak dit duidelik, alles is God se skuld. En sien ons so die hart van die Here, want na Moses se aanklag vanuit sy slagoffermentaliteit, verbreek God nie verhouding met hom nie. Hy gee vir hom 'n oplossing, 40 oudstes wat die las saam met hom kan dra. Hierdie ingryping van God is egter nie sonder verandering of nagevolge nie. Hierdie oplossing sal uiteindelik 'n invloed hê op Moses se beeld van leierskap of sy verstaan van leierskap. Leierskap is nou 'n verdeelde beeld, 'n verdeelde verstaan, 'n klomp mense wat saam sterk staan, in steede van een wat geroepe was. God het 'n deel van die gees wat op Moses rus, weggeneem en op die 40 oudstes geplaas. Hulle sou saam met Moses die las van die volk dra. God se barmhartige ingryping het Moses se slagoffermentaliteit genees deur die las te herverdeel. Maar ons moet mooi hoor vanoggend. Moses kon daardie oplossing verwerp het van die Here. Hy kon kies om verder in sy slagoffermentaliteit te gaan sit en homself jammer te kry en nie te luister nie. Maar hy het dit aangegryp en hy het gesond geword. Sy beeld het bietjie verander en sy verstaan het bietjie verander. Dit was nie sonder nagevolge nie, maar hy het gekies om die oplossing te neem. Slagoffermentaliteit hou ons, vir my en vir jou, vas in 'n verhaal waar ek geen verantwoordelikheid neem vir waar ek is nie. Waar ander altyd die skuld kry vir alles waardeur ek gaan. Ek verwag dat dinge sleg gaan uitwerk. Dis heeltyd hierdie negatiewe denke van alles gaan tog net weer 'n gemors wees. Slagoffermentaliteit beïnvloed uiteindelik selfs hoe ons oor God dink. Net soos Moses kan ons ook die oplossing kies en genees word. Of ons kan langer daaraan vashou en net verder heen gaan met hierdie idee dat alles altyd met my gebeur en niks ooit gaan beter lyk of ophou nie. God is die een wat ons eie ek swakhede kom openbaar. Hy openbaar dit nie om ons te veroordeel nie. Hy kom en hy openbaar dit om ons uiteindelik vry te kan maak. Die teenoorgestelde van die eie ek swakhede van beheer en slagoffermentaliteit is nederigheid en vertroue. Nederigheid sê, ek hoef nie alles te beheer nie. Vertroue sê, ek hoef nie 'n slagoffer te bly nie. In Christus is jy nie magteloos nie, maar jy is ook nie God nie. Ek gaan dit net weer sê, in Christus is jy nie magteloos nie, maar jy is ook nie God nie. Vra jouself vandag eerlik, wat probeer ek, waarvan probeer ek nog beheer neem? Waar kruip ek weg agter slagoffermentaliteit? Waar moet ek weer leer vertrou? Waar probeer ek beheer neem? Waar kruip ek weg agter slagoffermentaliteit? Waar moet ek weer leer vertrou? Hierdie eie ek-stryd is deel van elke een van ons se geloofspad. Daar's nie een van ons wat dit nie beleef nie. Reg van die begin wys Adam en Eva dit al van ons. Maar die goeie nuus is, die Heilige Gees is getrou om dit aan elke een van ons uit te wys. Nie om ons te breek nie, maar om ons te genees. Onthou dat die Heilige Gees
soms mense gebruik om dit aan ons te openbaar. Wees gereed. Soms is dit 'n persoon wat na jou toe kom en dit vir jou uitwys. Moenie die Heilige Gees deur mense se werking miskyk nie. My hoop vir elkeen van ons is dat ons in ons woestynseisoene vertrou dat God ons na vernuwing en geestelike groei sal kan lei. Met die afsluiting hiervan wil ek vir jou vra, draai na daai selfde persoon toe. Vertel vir daai verselfde persoon, wat het jy vanoggend gehoor van beheer en slagoffermentaliteit? My praat. Ons sluit die oë. Liewe Here, dankie dat ons vanoggend kan hoor selfs in die antieke Bybelverhale, jare terug, het mense gesukkel met waarmee ons sukkel. Here, maar vanoggend wil ons verantwoordelikheid neem en sê, ek wil nie 'n dag laat verbygaan waar ek U nie hoor nie, of dit deur mense is en of dit direk na my toe is. Here, praat met my, leer my, waar ek probeer beheer neem, of waar ek myself so jammer kry, dat ek nie kan opstaan en vorentoe gaan nie. Here, mag ons groei vanuit ons swakhede en geestelik sterker word. En ja, elke oomblik van groei waar ek gefaal het, is nie sonder nagevolge nie. Maar mag ek ook verantwoordelikheid neem vir die nagevolge daarvan, vir hoe my prentjie mag verander as gevolg van die oplossing. Gee ons die wysheid en insig om te weet as U met ons werk. En mag ons van krag tot krag gaan. Gee ons ook die nederigheid om toe te laat dat U deur mense met ons werk, sodat ons uiteindelik geestelik kan groei, genesing kan beleef en meer soos U wil hê kinders van die koninkryk moet lyk. Dankie Jesus, dankie Abba Vader, en dankie Heilige Gees. Amen.